Reg so graad 4, so ons gaan vandag gou vinnig kyk na getalsinne. Nou, dit is amper soos wat jy 'n sinnetjie sal skryf in die Afrikaanse klas. En wat hierdie nou anders maak is dat ons sinne gaan skryf, maar met getalle. Nou die eerste dingetjie wat jy nou moet sien, wat belangrik is dat 'n getalsin uit 3 hoofdele bestaan. Ons gaan altyd 'n getalsinnetjie skryf. Ons gaan 'n bewerking doen. 'n Bewerking is ook 'n sommetjie. En dan op die ou einde gaan ons ook 'n sinnetjie skryf. Hier is 'n paar belangrike woorde wat jou gaan help wanneer ons wel 'n getalsin moet skryf. Hierdie is in jou skrif ingeplak, so ons kan net terugblaai wanneer ons wel hierby kom. Die volgende ding waarop ek wil fokus, is steeds deel van getalsinne, maar lyk wel 'n bietjie anderste. Nou, wanneer ons met getalsinne werk, gaan ons sien in die volgende getalsinne, dat daar 'n is gelyk aan in ons sommetjie of in ons getalsin is, en ons moet gaan bewys dat die linkerkant en die regterkant gelyk is aan mekaar. So die eerste ding wat ek nou gaan doen ek het vir jou gewys, maar waar het ons hierdie sommetjie of getalsin van mekaar geskei? So ons kan nou sien dat hierdie is ons linkerkant en hierdie is ons regterkant. En daarom het ek die linkerkant gaan skryf 26 minus 12 en dit gaan vir ons 14 gee. Nou het ons 12 minus 26, maar mag ons sê 12 minus 26? Nee, ons mag nie, want onthou, ons skryf altyd die grootste getal eerste. Hy kan nie nou bereken word nie, en daarom het ek gesê dis onwaar. Ons kan nie sê dat die linkerkant gelyk is aan die regterkant nie. Dis onwaar, want dit is nie so nie. Iets wat jy wel raak sien, is dat aan daai kant is 'n 26 en aan daai kant is 'n 26. Aan die kant het ons 'n 12 en aan daai kant het ons 'n 12, maar dit beteken nie noodwendig dat dit gelyk is nie. Kom ons gaan kyk na nog 'n voorbeeld. As jy hier gaan kyk, onthou, hakies word altyd eerste gedoen. Ek het my is gelyk aan en dit skei my getalsin in 'n linkerkant en in 'n regterkant. Ek het my linkerkant geskryf, 3 maal 4 is 12, en 12 maal 2 gee vir ons 24. Hierdie kant, 3 maal 4 maal 2, onthou ons doen hakies eerste, 4 maal 2 gaan vir ons 8 gee, en 3 maal 8 is 24. En wat sien jy nou raak? Jy sien dat die linkerkant en die regterkantste antwoorde is dieselfde. En daarom kan ons sê, maar dit is waar, my linkerkant en my regterkant is wel gelyk aan mekaar. Iets wat ek wil hê jy hier by vraag 3 moet doen. Nee, ek het hom nie bewys nie, maar iets wat ek wel wil hê jy moet raak sien, is dat ons 'n 2 het aan die linkerkant, 'n 2 het aan die regterkant, 'n 3 het aan die linkerkant, 'n 3 het aan die regterkant. En sê nou maar, ek sou daai 7 uitgelos het. Sou jy kon sien dat daar aan die een kant 'n 7 is, wat beteken, okay, maar aan hierdie kant moet daar ook 'n 7 wees. Nommer 4 lyk nou heeltemal anders. Hier gaan ons glad nie sê dat die linkerkant en die regterkant sommer dadelik gelyk is aan mekaar nie. Ons moet hom eers gaan bewys. So het ons linkerkant geskryf. 6 maal 0 is 0 en 0 maal 4 bly 0. En aan die regterkant het ek net die getalletjie 24 gehad. So ons kan nie sê dat die linkerkant en die regterkant gelyk is aan mekaar nie. En daarom het ek gesê, dis onwaar. Laaste voorbeeld, hier het ons weer te doen met hakkies. So het ons is gelyk aan wat ons getalsinnetjies skei
in 'n linker en in 'n regterkant hakies eerste. 3 plus 7 is 10. 10 plus 4 is 14. My regterkant, 3 plus 7 plus 4. 7 plus 4 gaan vir ons 11 gee, en 3 plus 11 gaan vir ons 14 gee. En daarom kan jy sien, dat my linkerkant en my regterkant dieselfde is, en daarom kan ons sê, dit is waar. Na hierdie het ek gesê, moet jy doen Platinum oefening 30.1, op bladsy 154, nommer 1 tot 3. Ek gaan dit nou uit die handboek uit vir jou verduidelik, maar jy sal wel sien, ek het gesê, 'n getalsin bestaan uit 3 hoofdele. Ons het 'n getalsin wat ons gaan skryf, ons gaan 'n bewerking of 'n sommetjie doen, en aan die einde gaan ons 'n sinnetjie skryf. Kyk verder om te sien. So ons gaan nou gou-gou na 'n voorbeeld kyk. Oefening 30.1. Ons gaan nou, hulle sê ons moet hierdie probleme oplos. Hulle sê, 'n winkeleienaar het 480 bottels lemoensap, 522 bottels druiwesap en 174 bottels pineappelsap bestel. Hoeveel bottels het hy altesaam bestel? Die belangrike woord wat ek hier wil hê jy moet raak sien, is die woord altesaam. Saam, as ons alles bymekaar sit, alles in een mandjie gooi, of in een boks bymekaar sit. Nou het ek gesê, ons moet 3 dele hê. Die eerste deel gaan wees om 'n getalsin te skryf. Die getalsin sê basies net vir my, wat gaan ek doen om by die antwoord uit te kom? En dit gaan as volg lyk. Ons gaan die 480 bottels lemoensap vat. Ons het gesê altesaam is plus, en daarom skryf ek 'n plus. 522 bottels druiwesap en 147 bottels pineappelsap. En hulle wil weet, maar hoeveel bottels gaan dit vir my altesaam gee? En daar is ons eerste stap nou gedoen. Ons het 'n getalsin geskryf. My tweede stapie gaan wees om 'n sommetjie te doen, te wys, maar hoe het ek by die antwoord uitgekom? Nou daar is 2 maniere hoe hierdie gedoen kan word. Jy kan eers 2 getalle bymekaar tel en die antwoord kry, en die derde getal byplus, of jy kan sommer al 3 getalle net onder mekaar gaan skryf. Onthou, wanneer ons optel, al skryf jy hulle bietjie verder uit mekaar uit. Ons wil seker maak dat ons 1 onder mekaar bly, ons 10 onder mekaar bly en ons 100 onder mekaar bly. Dan gaan ons ook wys dat ons gaan optel. 0 plus 2 is 2 en 2 plus 4 is 6. 8 plus 2 is 10, plus 7 is 17. En daarom skryf ons die 7 en ons gaan die 1 oordra. 4 plus 5 is 9, plus 1 is 10 en die verlore enetjie daarbo is 11. Ons kan nie die 1 weer oordra nie, want daar is nie nog 'n getal nie. En daarom skryf ons die 1 langsaan. En hierdie was nou my sommetjie wat ek gemaak het. Maar ons kan nie net daar stop nie. Onthou, juffrou het gesê dis 'n bewerking of 'n sommetjie. Maar ons kan nie daar stop nie. Ons moet 3 dele hê. En ons gaan nou basies die vraag vat en dit net gaan beantwoord. Hoeveel bottels het hy altesaam bestel? Dan gaan jy skryf. Hy het altesaam 1176 bottels bestel.
En so gaan jy verseker dat jy al jou punte gaan kry. Jy sal 'n punt kry vir die korrekte getalsin. Jy gaan 1 tot 2 punte kry vir jou bewerking. En jy gaan 'n punt kry vir die sin of sinnetjie wat jy geskryf het, om te verseker dat jy al die punte kry. Kom ons gaan kyk gou na nog 'n voorbeeld. 2 graad 4 leerders het 'n arbeiboer gehelp om arbeie te pluk. Hulle het altesaam 2874 arbeie gepluk. In die eerste uur het hulle 1672 arbeie gepluk. Hoeveel het hulle in die tweede uur gepluk? Nou gaan ons getalsin redelik anders lyk. Kom ons gaan kyk. Ek gaan sê altesaam. Met ander woorde, dit is wat ons antwoord moet wees 2874. Op die eerste dag, ek gaan net 'n enetjie skryf om te sê, op die eerste dag het hulle 1672 arbeie gepluk. Hoeveel het hulle op die tweede dag gepluk? Want onthou, die eerste en die tweede dag saam moet vir my 2874 gee. So ons kan nie daai getalletjie en daai getalletjie bymekaar gaan tel nie. Want ek wil weet maar hoeveel is op die tweede dag gepluk. En daarom gaan ons die antwoord vat en ons gaan 1672 aftrek. Jy kon selfs jou getalsin so geskryf het. 2874 minus 1672 gaan vir ons gee, maar hoeveel is op die tweede dag gepluk? So beide hierdie getalsinne sal reg wees. Onthou, hierdie was nou ons eerste stap. Jy hoef nie elke keer aan te dui watse stappe jy gewerk het nie. Ek wil net hê jy moet onthou dat dit belangrik is dat jy al jou stappe wys. So wat ons tweede gaan doen is, ons maak 'n sommetjie. Ons gaan sê 2874 minus 1672. Ons gaan sê 4 minus 2 is 2, 7 minus 7 is 0, 8 minus 6 is 2, en 2 minus 1 is 1. Ons mag nie stop nie, ons moet ook ons sinnetjie gaan skryf. So gaan lees weer jou vraag, hoeveel arbeie het hulle in die tweede uur gepluk? Dan gaan jy sê, hulle het in die tweede uur 1202 arbeie gepluk. En daar kan jy dan verseker dat jy jou 1, 2, 3, 4 punte sal kry. Gaan probeer jy nou nommer 3 self en dan sal ons dit saam merk in die klas.